Goeiedag en dankie vir die saamreis. Welkom by die lig. Ons is ingeprop by die lig wat die duisternis verdryf, die lig wat nie uitgedoof kan word nie, die lig wat ons lewens verlig, die lig wat ons dring om lief te hê. Ons lees vanoggend 'n gedeelte uit Johannes 20 vanaf vers 19 tot 31. Daardie Sondag-aand was die disippels bymekaar en alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus sy disippels weer bymekaar, en Thomas was by hulle, en hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat my gesien het, en tog nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. 'n Groot teks met 'n klomp dinge wat gebeur, en my uitnodiging weer aan jou is, wat staan vir jou uit in die teks? Wat as jy die teks lees, kom verskyn op jou radarskerm? En my vraag aan jou is, bedink hierdie vraag, wat is dit wat na jou toe kom? Ek los iets in julle midde, die motief waar met eens het Jesus tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hierdie vrede wat hy vir hulle bring. Jesus verskyn aan sy disippels, hulle het weggekruip, die deure was gesluit omdat hulle bang was, dat dieselfde ouens wat Jesus gekruisig het, hulle sou in die hande kry, en dieselfde met hulle gebeur. Dis die konteks, en Jesus groet hulle, vrede vir julle. Kom ons ontvang en leef in daai vrede, en bedink hierdie tema vandag. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons almagtige Vader, gekruisigde en opgestane Here, dankie vir u groot genade en al u liefde, wat u so onmeetlik, onbegrens deur ons lewens uitstort. Dankie vir hierdie vrede, wat ons by u kan ontvang. Amen. Mag jy ook sy seën ervaar. Mooi bly.